Goeiemôre geliefdes. Nou, baie welkom by vanoggend se erediens. Julle sal wonder wat het gebeur, maar die ritme van hierdie jaar tref ons as geloofsgemeenskap erg. Nou na vakansies, en ek gaan nou net ietsie meer daaroor sê. Kom ons draai na mekaar toe as jy mekaar lanklaas gesien het, en ons groet mekaar net in die naam van die Here. Ek vra julle aandag vir so 'n minuut of 2 wat ek net gou deur aankondigings moet hardloop. Hier's 'n paar belangrike dinge wat gebeur. Dis die hoogtepunt van die kerkjaar wat nou in vandag begin, maar dan is daar vakansies en afnaweek en al sulke dinge. So maak knoop in die ore en gaan kyk op die webwerf en gaan vra dat jy vir julle goed aanstuur as jy dit nie die aankondiging kry nie, want anders gaan ons dit nie lekker maak tot hierso die tweede naweek van Mei maand nie. Goed, so kom ons val weg. Okay, Chris is daar. Ons offer vanoggend by die deure is vir ons koninkryksfonds. Dit is die fonds wat ons gestig het om ook interne koninkrykswerk hier vanuit die gemeente te doen. So as jy jou bydrae gee, gaan dit spesifiek daarvoor. Dan wil ons julle graag uitnooi na vanaand se Open Doors Sundays, ons Engelse aanddiens, en Adam se tema is What Kind of King? Juis in oploop na Goeie Vrydag en Paasnaweek. En dis hier waar julle mooi moet dophou. Dit is maar net 'n voorbeeld daardie. Ek hoop jy kry die aankondigings of neem by die deure is daar aankondigings beskikbaar. So wat vir die volgende paar weke geld is die volgende. Eerskomende Vrydag, wat daar kom, is dit, ons begin vandag met lydenstyd. Kom ons daar kom eers vir die week. So vandag begin die groot lydensweek met Palmsondag. Hier's 'n triomfantelike intog in Jerusalem, maar daarna het sy lyding en sy swaar kry verskerp. En voor ons daarby kom, as jy net so 'n bietjie daar na julle linkerkant toe kyk, daar's onder andere 'n paar gebedstasies as ook in die gebedskamer. Ons wil julle graag uitnooi om hierdie gebedsreis te kom meemaak. Die kerk is van 7:00 in die oggend af oop tot 5:00 in die middag. As jy nou ander tye moet kom of dit pas nie daardie tyd vir jou nie, kan jy enigtyd vir Jackie kontak. As jy net 'n bietjie dieper wil ingroei en saam met Jesus op reis wees van sy intense lyding wat hy deurgemaak het. Daar is boekies beskikbaar. Jou reis begin by stasie nommer 1 en so werk jy hom deur af en jy eindig weer hier voor. En wat al gedoen het in die verlede, het baie groot baat daarby gevind. So dit is die week. Die gebedstasie sal elke dag dan ook wees van hier af. Tennebreidiens is donderdag aand. Dit is die diens wat ons noem die diens van die skadu, waar ons op die donderdag aand voor Goeie Vrydag, waar Jesus dan sy disippels bymekaar gehad het, en by wyse van teks en musiek en die uitdoof van kerse beweeg ons al nader na die diep nag van lyding en marteling tot en met Goeie Vrydag. Dan Vrydag nooi ons vir julle uit na ons Goeie Vrydag diens. Daar is 8:30 is daar 'n nagmaaldiens hier by ons in die erediens in die gebou. En ons weet Jesus op die oud gesê het is volbring, maar ek wil graag so ietsie bysit wat Vrydag en Sondag aan mekaar gaan koppel. Die koning het nog een skuif. En dit is waar ons Vrydag en volgende Sondag gaan stilstaan. Volgende Sondag, soos eerwil, opstanding Sondag. Ons vier dan ook Jesus se opstanding uit die dood uit en ons vier lewe. En daar gaan 2 dienste wees. Die eerste is 'n opstandingsdiens, soms opkomsdiens om 6:45 op die voorste parkeerterrein, weather permitting. Ons vertrou die weer gaan mooi wees. So ons nooi vir jou uit, bring 'n stoel saam, bring vir jou 'n koffietjie en eetentjie saam. As daar ons regkom met 'n paar skenkings en 'n paar dinge gereël kry, gaan julle ook iets te eet te kry. So sommer nou op die punt, ons benodig so 3 gaarsnoeke. So as jy weet van iemand wat snoek wil skenk en dit nog wil gaar maak,
of jy is bereid om dit self te doen, kontak asseblief die kerkkantoor. Dan gaan julle die volgende Sondag as jy die vis kry, ons gaan kyk of ons vir julle kan paspoortjies bysit om die fees saam te vier. Dan kyk ons hoe die son opkom, kort diens daarmee saam, en dan is daar die tweede diens om 8:30, wat hier binne die gebou sal wees, wat min of meer dieselfde lyn gaan loop. Ons gaan net nie die son sien opkom nie, want hy gaan klaar daar wees. Reg, en dan maak 'n knoop in die oor. Einde Mei, die 25ste van die 5de maand 2025, vier ons 25ste herdenking van ons visie, van ons identiteit, die gemeente met oop deure. 25 jaar al, wat die Here die skrif uit Openbaring 3, vers 7 en spesifiek 8 gegee het, wat hy gesê, ek maak 'n deur vir julle oop, en niemand sal dit weer kan toemaak nie. So ons nooi uit, vriende, oud lidmate, as jy weet van mense, nooi hulle, ons sal ook persoonlik nooi, maar kom dan ook vir daardie, maar maak 'n knoop in die oor, dit gaan 'n wonderlike feestige geleentheid wees, ook net een diens. Dan het gaan oor die dienste vir die volgende paar weke. Volgende naweek is Paasnaweek, net een erediens, verspreid nie selfs nie 'n tweede diens om 10:15 nie. Die week daarna is dit lang naweek. Nee, dis 'n lang naweek, en dan is dit 'n skoolvakantieweek met nog 'n naweek wat net een erediens. Vir die volgende 3 Sondae gaan daar net een erediens wees om 8:30. So versprei veral mense wat na 2 diens toe kom diens, sodat hulle nie hier voor die gemeente toe die Here kom nie. Ons wil graag oop bly vir hulle, maar 8:30 sal dit wees. Dit is eers die aankondiging. Kom ons gebruik die geleentheid en ons dien die Here met ons offergawes. As jy omdat ons dankbaar is vir sy liefde en sy troue sorg.
Geliefdes, hierso is Marina en Dani, as net besluit wie waar wil staan. Okay. Nou sê, dit is die ons geloofsvriende en familielede wat ons besoek het verlede jaar Januarie. Daar in hulle eie konteks en is lekker om vanoggend ook vir hulle hier in ons midde te ontvang. En een ding wat ons nog nie gesê het is nie, Marina verjaar ook vandag. En dit is 'n wonderlike voorreg dat hulle die tyd inruim om 'n hele oggend hier by ons te kan wees. So, ek het klaar my goeie wense in die oorgedra, maar mag die Here vir jou ryklik seën, Marina. Dankie Daniel dat jy so mooi na haar kyk. Aan hom, sy sorg dat jy op jou voete bly, is reg. Goed, maar baie dankie dat julle hier is by ons. Ek het Marina gevra om ons die Christuskers aan te steek en dan gaan ons opbeweeg na die verhoog toe en ons vra dat die uitreikbediening dan ook by ons net sal aansluit. Geliefdes, ons wil graag vir Dani en Marina, Rihanna, okay, sy kom. Rihanna is ons gebedbediening leier, ook by wees. Ons wil graag vir hulle toemaak met die seën van die Here. Die begeleidingsgroep gaan vir ons begelei met die lied The Blessing en julle ken saam met die blessing is daar die Amen en dit kan julle saam met die begeleidingsgroep dan ook vir hulle sing. Ek wil graag vra dat jy ook jou hand sal uitsteek en die seën van die Here op hulle afbid en dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. Here, so bid ons die seën af op Dani en Marina. Geroep, by die naam gekies, gestuur, om in 'n konteks u naam te gaan grootmaak, te verkondig, en die lig te bring in 'n donker, duister wêreld. Dankie vir dat u genade groot is oor hulle, en dat die bediening wat hulle gevestig het, in Pattaya International Church, as ook daar op Koshishan eiland. Ja, Here, dat u vir hulle die wysheid gegee het. Nie altyd die paaie was nie gelyk gewees nie, maar u was elke oomblik by hulle nog steeds. En ons is bly dat hulle vanoggend hier by ons kan wees en 'n klein tydjie in Suid-Afrika saam met vriende en familie kan kuier, kan opvang
hier waar hulle wortels gelê het vir baie jare. En ons bid, Here, dat U hulle sal vooruitgaan, dat die seën op hulle sal rus, en dat U gesig na hulle gedraai is, en dat die heerlikheid van God kan beleef elke dag. Ons bid dat Marina ook haar dag van geboorte saam met ons kan herdenk, en dit vreugdevol kan vier verder in die dag. Mag julle op hulle lewensreis kom seën. Mag dit 'n avontuur wees saam met God vir tyd en ewigheid. En ons dank U ook, Here, vir die offers wat vanoggend ingesamel is. Ons wil U dien daarmee. Ons wil koninkrykswerk daarmee verrig. Seën elkeen wat met dankbaarheid sy offer gegee het. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen en amen. Gemeente, ons gaan die Here se naam groot maak. Op Palmsondag, soos julle weet, laasweek het hy vir ons mooi gesê wat beteken Hosanna. As daar van julle wat nog gaan onthou wat dit beteken. En die getuigers was 'n uitroep gewees, Here red ons. En vanoggend gaan ons hierdie lied sing, laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. En ons kan dit vanoggend met oortuiging sing, omdat ons dit weet. So ek wil uit my kom ons staan, ons maak vanaand die volgende Here se naam groot. Ons hierdie liedere sing, laat die hele aarde juig, want die redder van die wêreld het gekom. Kom ons staan. Jesus.
vanoggend om regtig weer saam met miljoene mense reg oor die wêreld op Palmsondag bymekaar te kan kom en hierdie lofliedere tot eer van hom te kan sing. Om te kan sing, Hosanna, Hosanna aan die hoogste. En ons weet, as ons het vanoggend sing ons het saam met die engele ook. Dis nie net ons menslike stemme nie, dis een lofoffer van lied wat opgaan tot die Here. Wat 'n voorreg. As ons hierdie volgende lied sing, Holy Forever. Ek wil raak uit my vanoggend, kom ons kom regtig net in aanbidding voor die Here. Hear your people sing holy. Ons gaan dit sing saam met die engele, saam met duisende mense reg oor die wêreld. Gaan ons net vanoggend sing, heilig, heilig, heilig is die Here. Ons kom ons maak die Here se naam groot.
Ons die woord sal open op so 'n wyse dat dit praktiese manifestasie sal vind in al ons gedagtes, woorde en dade. Soos wat ons vandag hier by mekaar kom om die eerste Palmsondag te herdenk, van ons met liefde vir mekaar en ook veral met u liefde vir diegene wie u nog nie ken nie, sodat hulle ook tot saligmakende kennis van u kan kom, terwyl daar nog tyd en geleentheid is vir ons so te doen. In Jesus naam bid ons. Amen. Dierbare broers en susters hier by Heidekoppie gemeente, wat 'n wonderlike eer en voorreg is vir my en Marina om hier vanoggend saam met julle in die Here se teenwoordigheid te wees, soos wat ons die eerste Palmsondag herdenk. Met dit in gedagte wat ons dan lees uit Markus 11 vers 1 tot 11. En toe hulle naby Jerusalem kom, by Bethage en Betania aan die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels uit en sê vir hulle: gaan uit na daardie dorp reg voor julle, en dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n eselvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê: waarom doen julle dit? Moet julle antwoord: die Here het hom nodig. En dadelik sal hy hom hierheen stuur. En hulle het gegaan en die vul by die deur buite op die straat vasgemaak gevind en hom losgemaak. Daarom sê sommige van die wat daar staan vir hulle: wat maak julle dat julle die vul losmaak? En hulle antwoord soos Jesus hulle beveel het. Toe laat hulle hul gaan. En hulle het die vul na Jesus gebring en hom klere daarop neergelê en hy het op hom gaan sit. Toe gooi baie mense hulle klere op die pad oop en ander kap takke af van die bome en strooi dit op die pad. En die wat voorgeloop het en die wat agtergevolg het uitgeroep en gesê: Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, geseënd is die koninkryk wat kom in die naam van die Here, die koninkryk van ons vader Dawid. Hosanna in die hoogste hemele. En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel. Maak hom los. Die Here het hom nodig. Broers en susters,
Daar is 'n tydsverkwistende eselvul in ons almal. Iedereen van ons weliswaar in staat om hardkoppig te wees van tyd tot tyd. Sommiges van ons meer as ander, maar geen een van ons die hierby uitgeslote is nie. Ons almal het inderdaad te kampe met die aaneenlopende daaglikse striweling te wat woed tussen die vlees en die gees. Met tydelike doelwitte wat ongelukkig telke male die opperhand verwerf oor doelwitte wat 'n ewigheidswaarde het. Ons almal, soos die Markus 11 eselvul, is dus wildsgebonde in sommige areas, wild en gebonde van die lewe, ingeperk deur ons eie selfwil en eie krag. En moet ons en werk dit alles goed saam, net om ons kosbare tyd hier op aarde te verkoos, elke oomblik waarvan nie herhaalbaar is nie. Alhoewel ons, soos ons almal weet, en prys die Here daarvoor, deur Gods genade alleen op pad hemel toe is, beskik ons nietemin oor die vermoë om weer gebondenheid, allerhande skade wees vir onsself op die nou weg na die saligheid te skep. En moet ons van daardie skade wees bevry word deur ons ononderbroke gehoorsaamheid aan die Here en aan hom alleen. God is almagtig en benodig hy niks of niemand nie. Maar omrede God en God alleen liefde is een van die wyses waarop hy sy liefde betoon, is om ons op 'n nimmer eindigende verskeidenheid van ewe belangrik aan hom wyses by elke dag te betrek by sy werke. En soos wat ons as ouers ook doen, wat ons die taakies in ons huise sonder die hulp van ons kleuters kan doen, betrek ons hulle nietemin daarby. En dan vir ons kindertjies op 'n gereelde grondslag te sê, baie dankie, boetie sussie, dat jy vir mamma en pappa so mooi help. Want weet jy, sonder jou hulp sou ons dit net nooit kon gedoen het nie. My dierbare broers en susters, sodoende word kind deur ouer bemoedig en ook opgebou. En voel die kind geliefd, waardevol en betrokke. Nou laat ons daaraan vir 'n oomblik dink, as ons as onvolmaakte wyse op sodanige wyse met ons kroos daagliks handel, dink net hoe oneindig meer doen ons hemelse Vaders op 'n soortgelyke maar op 'n perfekte wyse met ons elke liewe dag. Broers en susters, weet en volg is onlosmaakbaar van mekaar. Die een gaan nie sonder die ander een nie. Vele mense weet van Jesus, vele mense binne in die kerk wêreldwyd weet van die Here. Maar is daar ongelukkig min wat hom werklik volg op die spesifieke wyse waarop hy hulle geroep het. Ware volgelinge, 'n ware gelowige moet 'n ware volgeling van die Here wees. Net soos wat die geval 2 millennia gelede was, toe Jesus die Jerusalem binnengetree het. En net 'n interessante feit, daar word gesê dat 2 millennia gelede die inwonertal van Jerusalem ongeveer 55.000 mense was. Maar op die eerste Palmsondag, met al die volke wat gekom het om die Here te dien van ander oorde en ander lande, word daar bereken dat daar tussen 1 tot 2 miljoen mense op die eerste Palmsondag in Jerusalem was. En verder word daar bereken, en dit is 'n asemrowend, mens dink nie baie keer so daaraan nie, dat by die kruisiging van Jesus daar ten minste 1 miljoen mense betrokke was. Nou dit is 'n asemrowende gedagte, en dat dit by ons insak en sê, prys die naam Here, prys dat u bereid was om by Jerusalem in te gaan. Op daardie dag, kort voor sy kruisiging, het ons Here Jerusalem betree op 'n arme mans vervoer, 'n donkie eselvol. En op die wyse waarop wat daardie dag gebeur het, soos wat vele vir die Here gedien het. En my broers en susters, ons verkeerd vra nie, daar is niks verkeerd met Hosanna en Palmtak waai nie. Maar laat dit asseblief nie wees waar ons bediening aan die Here eindig nie. Dit moet verder
as dit strek. Op daardie eerste Palmsondag, en dit ons daarvan leer, was daar 'n sporadiese en 'n baie oppervlakkige hosannas en palmtak geswaaierry. Maar die volk van die Here, die ware volgeling van hom, word baie keer gekanselleer deur die entoesiasme word weggeneem. Want daar is soveel aardse dinge wat die aandag aftrek, en dan raak die volgeling van die Here net van 'n tydelike, snel verbygaande aard. Nou steeds in die jaar van 2025 is daar steeds vele wêreldwyd wie se diens aan Jesus slegs beperk is tot gemaklike sypaadjie aktiwiteite, maar dat hulle nooit die veilige milieu van hulle eie self aangestelde diens verlaat om die Here te dien. En daar is net een pad waarop ons die Here kan dien. Dit is op die volg my pad. Nie volg jouself of volg hom of haar nie, die volg my pad. Agter hom aan te bewandel. En dan, wanneer Sondag se hosannas en palmtak baie parade verby is, gaan die week dan net weer normaalweg voort van Maandag tot Saterdag. Weer normaalweg voort met dieselfde selfgebondenheid, geestelike onproduktiewe lewenstyl, wat dan onvermydelik dan ook dieselfde ou welbekende frustrasies en foute en vertwyfelinge, vreeses en floutes ontketen, en dan tot lewens wat teenstrydig is. En ieder van elk van ons wat hom Heer en Meester noem, het dieselfde opdrag hierso in Efesiërs 5 vers 15 tot 16. Dit is hoe ons kan lewe, moet lewe, en daar is geen ander wyse nie. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyses nie, maar as wyse, en koop die tyd uit. Nie op die sypaadjies van die lewe nie, maar agter die Here aan. Omdat die dae boos is, en daar is geen twyfel daaraan nie. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. En dit nie net verstaan nie, maar dit ook prakties toepas. My liewe broers en susters, laat daar by geen een van ons enige vertwyfeling bestaan, dat ons die Here se heilige wil dat dit die Here se heilige wil vir ieder en elk van is, om hom te dien, daar waar hy ons in sy diens geroep het. Of dit nou in Brackenfell of in Pattaya is, daar is absoluut geen verskil nie. Dit moet ons baie mooi verstaan. En om dan heelhartig te dien, en om alleenlik te dien, op die wyse waarmee hy ons lei, deur sy inwonende Heilige Gees. Elke liewe oomblik, ongeag van welke uitdagings en nimmer eindigende uitdagings wat dit altyd is, en immer toenemende teenkantings, wat die wêreldse milieu waarin ons die Here dien, daagliks op ons weg plaas. Laat ons nooit ontmoedig word nie, maar laat Jesus ons altyd bemoedig, onder andere deur Johannes 16 vers 33, waar ons Here vir ons almal sê, en vanoggend weer eens, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. My broers en susters, indien ons sou faal om te verstaan dat ons diens aan die Here op sy plek en op sy wyse die Here se wil vir ieder en elk van ons is, dan plaas ons onsself op 'n sypaadjie wat vir ons die voorkoms dan aanneem van diens aan die Here, maar wat dan nooit verder vorder as luide hosannas en energieke palmtakgewaaiery op Sondag nie, wat dan ongelukkig baie keer kan aangaan en aangaan totdat die laaste asem uitgeblaas word. Om te beskik oor vele kosbare Godgeskape geleenthede om geestelik te kan groei en die Here te dien. Veral wanneer mens so geseënd is om betrokke te kan wees soos by 'n gemeente soos Heidek op die gemeente, wat gefokus is om God se koninkryk globaal uit te brei ter nastrewing van hierdie kosbare ewigheidsdoel, maar om dan toe te laat, en ons almal het die vermoë om dit toe te laat, ons is steeds gered deur genade alleen, maar om dan toe te laat
dat persoonlike nastrewing van tydelike, kortstondige aardse doelwitte en teleurstellings en bitterhede van die verlede en dan ook veral in die hedendaagse tye, vrese en onsekerhede van die toekoms ons dan beroof van gulde geleenthede om die tyd uit te koop te midde van soos wat ons nou net in Efesiërs 5 vers 15 tot 16 gelees het, al 365 dae van die jaar sal altyd deurtrek wees met uitdagings om die Here te dien. Of ons nou hier in Brackenfell is of in Pattaya, maak geen verskil nie. Dit is dieselfde aardbol. En dan om boonop dan ook gebonde te wees met tydelike sake op so alles absorberende wyse dat dit geen ruimte en energie laat om ewigheidssake op 'n gefokusde en prioriteitsgewende wyse daagliks na te streef nie, is dan om te verseker dat mens nooit verder vorder as slegs hosannas en palmtakswaaiery op Sondag en dan miskien nog so 'n uur of 3 gedurende die week, wat soms vir kerksake afgeknyp word. My dierbare broers en susters, soos ons die eerste Palmsondag vanoggend hier saam met groot dankbaarheid aan die Here herdenk, laat ons ook opnuut toegerus word met ons toegewydheid aan die Here en laat ons die Heilige Gees toelaat om 'n kragtige nuwe oplewingswerk in ieder en elk van ons se lewens te manifesteer in al ons gedagtes, woorde en dade. En wat 'n wonderlike metode. En daar is net een metode wat die Here vir onsself gee, ons daai oplewing kan kry in ons lewens, om hom nie net op die sypaadjies te dien nie, maar oral oor. 7 dae week, Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en dan kom die Here se belofte. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. My broers en susters, as daar nou 'n plek is waar geen een God se koninkryk en sy geregtigheid ooit sal vind nie, is dit op hierdie wêreld se hosannas skree en palmtak swaai sy paadjies. Hierdie heilige soeke na die Here se koninkryk en sy geregtigheid kan slegs suksesvol wees op Matteus 16 vers 24 tot 26 weg. Toe sê Jesus vir sy disippels, en weer eens my broers en susters, daar is geen ander manier om die Here te dien, of ons om nou hier in Brackenfell, of daar aan die kant in Pattaya. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, en sy kruis opneem, en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens, as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee, as losprys vir sy siel? My dierbare broers en susters, al God se kinders, insluitende myself en julle, het beperkte tyd om die Here te dien. En dit ons kan ons slegs doen in 'n oomblik tot oomblik getroue gevolg van hom, op die weg van ons gekruisigde vlees. Here, kruisig my vlees. Kruisig my vlees, en dat ek lewe na die Gees. En dan om ons selfwil agterweë te laat, en al ons selfsoekende, selfverheerlikende selfdiens vaarwel toe te roep. My dierbare broers en susters, laat ons nie die mees kosbaarste bate waarop ons beskik, en dit is tyd. Daar is geen iets wat meer kosbaarder in hierdie lewe is as tyd nie. Laat ons dit nie vermors op slaafse aaneenlopende gejaag van verganklike doelwitte nie. Maar laat ons sekulêre verantwoordelikhede wat belangrik is. Ons sê nie vanoggend ons sekulêre verantwoordelikhede is nie belangrik, dit is baie belangrik. Ons werkplek is 'n plek waar ons die Here wil dien. Maar laat ons sekulêre verantwoordelikhede altyd en voorbeeldig voltooi as 'n sekondêre prioriteit
na ons eerste prioriteit, wat ons nastrewing van hemelse doelwitte is, soos wat daardie doelwitte vir ons uiteengesit en opgedra word in Gods woord. Indien ons sou slenter op aardse selfwil sypaadjies, stuur die Here dan soos wat hy daar die eerste Palmsondag gedoen het. Stuur die Here sy boodskappers na ons om ons te bevry, sodat ons Godgegewe tyd, talente en bates kan aanwend op 'n skriftuurlike wyse in Christus se diens. Nou hierdie boodskappers het vele forme. En ons laat ons net vinnig kyk na een van hulle, onder andere daardie gewete roerende, innerlike stemmetjie wat nooit sal stil bly, totdat ons Godgegewe opdragte uitvoer, soos wat die Here ons geroep het. Maak hom los, die Here het hom nodig. Indien ons sou toelaat, is daar vele Markus 11 vers 2 toue wat ons kan bind. Nie die hemelse deure toe maak nie, maar dit kan ons bind aan daardie Markus 11 sypaadjie paal. Sterk toue wat op verskillende wyse manifesteer. Kom ons kyk net na 'n paar enkeles. Onder andere 'n verkeerde houding wat ons het deurlopend, of 'n sondige ambisie wat ons in ons harte aan die lewe gehou word, of dalk 'n slegte gewoonte wat ons nooit aflê nie, asook die voortsleepende vrese en allerhande gepaardgaande warrelwindgevoelens van onder andere onvergifnis, bitterheid, woede, wraak, teleurstellings ensovoorts, toue wat die Here Jesus Christus alleen kan afsny om ons te bevry van daardie sypaadjie paal, sodat ons hom kan volg. Dan is daar ook die toue van 'n lewe in die verlede of lewe in die toekoms. En wat is die gevolg daarvan? Ons mis die enigste oomblik wat ons het, en dit is nou. Die verlede is verby, die toekoms is nog nie hier nie. Ons het net nou om die Here te volg, en nie op die sypaadjie nie. En dan, wat gebeur dan? Dan gaan die tyd ons net verby. En die tyd hier, huidige oomblik is die enigste tyd en die milieu waarom ons die Here kan dien. Laat ons dan opnuut vanoggend met vreugde die kosbare realiteit omarm dat die Here sy kinders, al sy kinders, wêreldwyd as sy sendelinge aanwend. 2 Korintiërs 5 vers 20. Ons tree dan op as gesandte vir Christus om sy ontwil op. Of ons nou hier in Brackenfell op die ander kant in Pathias, geen verskil nie. Asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, of julle die Here nie ken in Brackenfell of in Pathia. Ons is almal sy sendelinge. Daar is geen verskil, my broers en susters, dit net herhaal dit, met geen verskoning vanoggend nie. Daar is absoluut geen verskil tussen Brackenfell en Pathia nie. Indien dat ongelowiges wat hier in Brackenfell, mense wat ongelowig is, hulle is presies 100% net so verlore as wat ongelowig is daar in Pathia ook 100% verlore is. Eweneens, net soos wat diegene wie in Pathia uitreik na verlorenes, daar Jesus se sendelinge is, net soos diegene wie na verlorenes hier in Brackenfell of in die Weskaap of in hierdie area uitreik, ook sy sendelinge. Daar is absoluut geen verskil nie. En enige verskil wat in ons gedagtes opkom, is nie afkomstig van die Here nie. Laat daar geen twyfel by enigeen van ons bestaan, dat ons daaglikse werkplek terselfdertyd ook ons Godgegewe sendingveld is, soos wat Egipte Josef se sendingveld was en Babylon Daniel se was. Ons werk juis waar ons werk, omdat die Here ons in die eerste plek presies daar geplaas het. Dis nie per toeval nie, om hom in daardie milieu te verteenwoordig en te verkondig, en om in die tweede plek 'n inkomste te verdien op Kolossense 3 vers 23 tot 24 wyse. En wat julle ook al doen,
doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Jesus ook in ons werkplek, wat ons sendingveld is. Laat ons Jesus ongebonde dien, my liewe broers en susters, in sy plasing. Of dit nou het sy in die kantoor is, of in die klaskamer, of in die spreekkamer, of dit op die sportveld is, op die plaas, op die vissersboot, op die fabrieksvloer, ensovoorts, ensovoorts. Wat 100% sy sendingveld is. Net soos wat Marina en my taak organiseer 10.120 km hier vandaan ook sy sendingveld is. Ek is oortuig daarvan, daar is slegs 2 kategorieë van mense op die aanskouer van hierdie aarde is. Daar is geen ander nie. Sendeling of sendingveld. Dit is of Jesus is jou verlosser en jy verkondig jy sy verlossing aan onverlostes. Of jy val in die ander kategorie. Of jy self is 'n onverloste, wie as sulk sodanige verkondiging aan jou deur verlostes indringend benodig. My broers en susters, laat ons nooit sy paadjie gebonde gedagtes huisves van onder andere, ek is tog so ordinair, ek is tog so alledaags. Ek sal wel net hier op die sypaadjie bly en voortgaan met my hosannas en palmtakgewaaiere. Laat ons dit nie toelaat nie. Mag ons bevry word van 'n sypaadjie gebonde benadering. Mag ons almal opnuut daaraan herinner word dat Jesus se daaglikse bestaan terwyl hy hier op aarde was, gevuld was met alledaagse dinge en sondige gebroke mense, waarmee hy sy heilige wonderwerke gedoen het. 2 Korintiërs 12 vers 9 tot 10. Die apostel Paulus sê die God praat met hom, toe hy natuurlik geklaar oor sy swakhede, o Here, help my nie, soos ek wil. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. My krag word in swakheid volbring. En dan kan ons saam met die apostel sê, dankie Here, want as ek swak is, dan is ek sterk. Laat ons ook herinner word aan die ordinêre dinge waarvan Jesus daagliks op aarde gebruik gemaak het. Onder andere van klein, onveilige houtvissersbootjies, van eenvoudige armans, eenkamerhuisies, van 'n werkersklas gewaad, daaglikse samesyn met onbekendes en ongeleerdes, moeisame en gevaarlike te voetreise in deurtrapte armman sandale, eenvoudige klein geldmuntstukkies waarmee ons Heer se voedselaankope meegemaak is, 'n armsalige eselvul waarop hy Palmsondag, die eerste Palmsondag vir Jerusalem betree. Alles van dit, soos die Here dit perfek saamvat vir ons in Matteus 8 vers 20. Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. My dierbare broers en susters, wat ons op die eerste Palmsondag weet opnuut daaraan herinner word. Met die gewone, die alledaagse, het die Here die ongewone gedoen. 2 visies en 5 broodjies. Voed hy daar duisende mense mee. Daar word bepaal dat daar ongeveer 20.000 mense by daardie voeding was, want die 5 of 4.000 mense was nie die mans gewees. 2 visies en 5 broodjies. 'n brutale Romeinse houtkruis wat ons Heer gebruik as die enigste wyse om geestelike hongerdood ewigdurend uit die weg te ruim. Wat ons ook al bind tot hosannas en palmtakkies, wat ons weer herhaal, dit het sy tyd en plek, maar dat dit nie daarby sal stop nie. Wat ons ook al bind tot daardie sypaadjie diens op hierdie wêreldse gebonde eselvol sypaadjies, laat ons almal
daarvan bevry word deur die realiteit dat net soos wat ons die Here navolg, die Here altyd die min wat ons het, maar wat ons volkome aan hom toevertrou, hy dit vermeerder. In ons eerste jaar in Pathé in 1995 was ons bekommerd, Here, wat gaan ons doen? Dis van die tweeetjies van ons, wat gaan ons doen? Dis so oorweldigende duisternis. En op die nag lê die Here op die Here se hart die visies en die broodjies. Die min wat jy het, gee dit vir my. Moet dit nie in jou hande hou nie. Gee dit vir my en ek sal dit vermeerder. Of dit nou in Pathé is of in Brackenfell. Nou ons ook vanoggend opnuut daaraan herinner word dat sending vele forme aanneem het, Bybelse forme. Of dit nou in Brackenfell of aan die ander kant in Pathé is. Boonbehalwe die verkondiging van die evangelie aan ongelowiges, sluit sending onder andere ook die volgende in. Ons materiële en geestelike offerandes aan die Here. Dit is 'n vorm van sending. Ons woorde van bemoediging aan ander. Ons dienslewering by daardie huis van bejaardes, of by 'n skool, of by 'n tronk, of by die kinderhuis, of by 'n huis vir ongehuwde moeders, of by die skuiling vir haweloses, die verspreiding van kos en klere en medikasie aan armes, diens in die sonnaskool, ensovoorts, ensovoorts. Dit is alles sending. Ons is almal die Here se sendinge. Dit is alles deel van die nie op die sypaadjie diens, waarna toe die Here al sy kinders wat hy aan hulle wêreldwyd toevertrou het, insluitende ieder en elk van hulle hier in Brackenfell, as ook in Pathé. Almal van ons bevry van al die sypaadjie pale wat altyd sal poog om ons te bind. Met ons almal van ons wat ons dan met een saamgesnoerde stem die verklaring van Jesaja 6 vers 8 waarmee ons nou sal afsluit as ons eie kan uiter. Of jy nou daar die stem in Brackenfell of in Pathé hoor, geen verskil nie. Daarom hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, en daar is geen ander antwoord nie. Hier is ek, stuur my. Met dierbare broers en susters, ek en Marina is dankbaar vir die geleentheid wat ons nou het om net kortliks vir julle so 'n boelangse blik te gee van wat die Here daar in Pathé, ook met Brackenfell se betrokkenheid en bystand doen. Ek wil maar net sê, ons maak gebruik van notas, sodat ons by die tyd kan hou. Is nie dat ons onbekend met die inhoud is nie. Dat ons maar net by die tyd hou. Liewe Heilige op die gemeente, ons wil graag ons terugvoering vanoggend begin deur vir julle 'n beeld te gee van die geestelike duisternis waarin die Taai-nasie hulself bevind. Net soos wat afgoderry 'n realiteit gedurende die Ou Testamentiese era was, is afgoderry steeds 'n realiteit in Thailand waar ons dit daagliks ervaar soos wat dit prakties in ons midde manifesteer. Die binding van boeddhisme is totaal ingeweef in Thai mense se kultuur en lewenstyl en word hulle op alle forme en alle vlakke daardeur verblind en verstaan hulle nie waarmee hulle besig is nie. Beelde word gegiet en gemaak. Thailand is absoluut oortrek daarvan. Tempels en Boeddha-beelde ensovoorts word nie net aanbid deur die Taai-nasie nie, maar is dit ook 'n groot toeriste aanloklikheid. Tallose buitelandse toeriste word hier mislei en neem hulle dan deel aan afgoderry in hul vrugtelose soeke na geluk en voorspoed. Die aangelegde fotos is maar bloot net 'n klein druppeltjie in die emmer van dit wat ons elke dag in Thailand sien en ervaar. Onder andere mense wat hul hoop in dooie standbeelde plaas, wierook wat gebrand word, offerandes wat gebring word om dan net weer later op die vullishoop te beland. 'n proses wat in die Thai taal bekend staan as tamboon, oftewel meriete maak,
speel dit self daagliks male sonder taal in Thailand af. Dit is die goddelose misvatting om goed te doen aan ander, om sodoende vir jouself 'n beter hede en hiernamaals te probeer skep. Die foto's gee hopelik 'n blote bolangse idee van hoe diep verlore die Thai mense is en hoe dit derhalwe van kardinale belang is dat hulle die lewende God sal vind en dien. 30 jaar gelede in Thailand aangeland as pasgetroudes met 2 tasse, 2 fietsse, minimale boodskap en baie naïwiteit. Ons kan oor en oor getuig van die Here se getrouheid. Maklik was dit nooit en ons is deur vele harde leerskole en teleurstellings, maar sy genade was en is altyd genoeg. Met geen plan of werklike idee op daardie stadium hoe ons die Thai mense gaan bereik nie, was ons net beskikbaar vir die Here om ons te gebruik. Vandag kyk ons terug na meer as 30 jaar in die bediening, na wat vermag kan word deur gehoorsaamheid op die Here se roepstem. Huidig staan ons bedienings uit in internasionale gemeente, 2 Thai gemeentes en 'n kinderbediening. Ons 1 Thai gemeente is op die eiland van Ko Si Chang. Ons het in 2005 met kinderuitreike op Saterdag daar begin en in Maart 2006 is die eerste erediens op die eiland gehou. Dit was die eerste kerk wat ooit geplant is op die eiland en tot vandag toe nog die enigste kerk op die eiland. Ko Si Chang eiland het 'n populasie van ongeveer 4000 mense. Alhoewel die kerk net 'n handjievol gereelde gemeentelede het vele mense die Here leer ken en aangeneem deur die eilandkerk se teenwoordigheid af. Die eiland bied egter nie veel werksgeleenthede nie, met die gevolg is dat eilandbewoners kom en gaan gedurig op soek na nuwe werksgeleenthede, wat dan ook 'n impak op die gemeente se groei het. Met ons jare se betrokkenheid op die eiland het daar reeds menigvuldige uitreike na volwassenes sowel as kinders plaasgevind, met die gevolg is dat vele op die eiland reeds kennis dra van die evangelie. Ons taak is om die evangelie te bring. Die res vertrou ons aan die Here toe, want net hy alleen kan harte verander. Hierso kan julle sien, dis van ons kinderuitreike wat ons op die eiland hou, en wat dan ook van ons internasionale gemeente dan vir ons sal behulpsaam wees daarmee. Ons tweede Thai gemeente, ons tweede Thai gemeente, Rongrapon, Sambreel van God se seun, is in Pattaya self gesetel. En een van die maniere waarmee ons hulle bystaan, is dat hulle gratis gebruik kan maak van ons internasionale gemeente se fasiliteite. Hulle vergader elke Sondagmiddag in dieselfde gebou waar ons internasionale gemeente op Sondagoggende bymekaar kom. Gebrek aan fondse is een van die grootste uitdagings waarmee Thai gemeente sukkel, en daarom is ons internasionale gemeente vir ons so 'n kosbare bediening wat dit vir ons moontlik maak om ons Thai gemeentes ook op finansiële gebied te kan bystaan. Alhoewel beide van hierdie Thai gemeentes klein getal is, staan hulle vas in die geloof. Onthou hulle asseblief in julle gebede, 'n moeilike pad om as eerste generasie Thai Christen te volhard in die geloof, terwyl almal rondom jou en selfs jou eie familie neerbuig voor afgode. In sy woord sê die Here vir ons dat ons die armes altyd saam met ons sal hê. En net soos wat ons mense hier in Suid-Afrika het, wat in uitdagende omstandighede lewe, so is dit ook die geval in Thailand. Waar ons kan en soos wat ons gelei word, help ons behoeftiges wie oor ons pad gebring word deur die Here met kospakkies, etes, verblyf, besoeke ensovoorts. Ons betrokkenheid by die skool daar in Pattaya het reeds 19 jaar gelede begin, 'n kosbare geleentheid om die Here se liefde uit te lewe onder hierdie meer as 1200 studente en hulle leerkragte. Maandag en Dinsdag gee vrywillig voltydsklas, vele geleenthede om te kan getuig van die verlossing wat die Here alleen bied. En kom Marina ook gereeld in skool toe om tyd saam met die kinders te spandeer, 'n handaktiwiteit met hulle te doen en dan ook altyd wat die geleentheid bied om die evangelie te bring. Ek is aan vele studente bekend aangesien ek al soveel jare by hierdie skool is. Sommige van hierdie studente, nou reeds jong volwassenes, kom altyd met groot opgewondenheid as hulle my ergens in die publiek raakloop met hulle gunsteling vraag: Mr. Daniel, onthou jy my nog?
En toe Dominee Anton en Elmarie vir ons kom besoek het, dink ek was hulle net so aangeraak deur die kindertjies se opgewondenheid en hulle oormaat van liefde wat hulle vir jou gee en so dankbaar om jou net daar te hê. So dis werklik vir ons 'n wonderlike voorreg om by hulle betrokke te wees. Die Taai Sonnaarskoolboek bediening het in 2018 sy ontstaan gehad. Hier so is die boeke, dan jy kan miskien wys. Daar is werklik 'n groot tekort aan uitreik na kinders as ook kindervriendelike Christenmateriaal. Ek wil graag vir taai kinders help om die Bybel op 'n meer eenvoudige vlak te leer ken, verstaan en te kan sien wat die praktiese implikasies in hul lewens kan wees, indien hulle ook die God van die Bybel leer ken. En soos ek ken my Bybelwerkboek 1 en 2 geskryf. Ek is heidaglik besig met boek 3 wat 'n bekendstelling is van wie Jesus is. Boek 1 en 2 dek die Ou Testament. Ek hoop om boek 3 later in die jaar gereed te hê vir verspreiding, Augustus, September. Dit is 'n uitdagende proses om die boeke bekend te stel, maar ons vorder goed. Meestal vertel een taaigemeente 'n ander gemeente daarvan, en dan kan hulle ons kontak en vertel hoeveel kinders hulle bediening het, en ons versend die boeke gratis aan hulle. Die boeke kos heelwat om te laat druk, en vir my ons om boeke lukraak na gemeentes te stuur met die risiko dat die boeke nie gebruik word nie. Ons verwag ook terugvoering van diegene wat die boeke gebruik, en dit is van die foto's wat julle vanoggend hier sien. Die boeke word reeds by vele gemeentes gebruik. Boeke is reeds na 29 van Thailand se 77 provinsies versprei. Die verspreiding is aaneenlopend vanaf 2018. Net gedurende die maand van Maart, net voordat ons gekom het ek weer eens 114 boeke uitgestuur. Prys die Here vir sy genade en voorsiening wat hierdie projek moontlik maak, dat ons nou kinders en kerke bereik wat ons nooit andersins sou kon bereik het nie. Alhoewel ons Thailand toe geroep is om die van die evangelie onder die Thai-nasie te bring, is elke siel tog kosbaar vir die Here. En daarom is ons so dankbaar vir ons internasionale gemeente Pathia International Church. Ons is 22 jaar gelede genader om leiding by die internasionale gemeente oor te neem en prys ons die Here vir soveel wonderlike geleenthede en voorsiening vir sy koningskryk deur hierdie gemeente. Almal is welkom en ontvang ons besoekers weekliks van reg oor die hele wêreld. Ons bied ook individuele vertaling huidiglik aan in Thai, Mandarin en Russies by ons eredienste vir besoekers of gemeentelede wie nie Engels magtig is nie. Sommige besoek ons internasionale gemeente eenmalig terwyl hulle op vakansie in Pattaya is en ander bly vir 'n paar maande en sommiges vir 'n aantal jare, soos byvoorbeeld mense wie werkkontrakte het in Thailand of ook ander wie in Thailand kom aftree. Ons is so dankbaar om hulle in ons midde te kan hê, dat hulle dan saam met ons kan hande vat om die Here se koninkryk daar in Thailand uit te brei. Met alle eer en verheerliking aan die Here, baie dankie vir julle kosbare ondersteuning en betrokkenheid by sy werk daar in Pathia en op Kosichang tot soveel jare al uitdruk op die gemeente. Ons dank die Here vir julle. Mag ons saam voortgaan om die Here se naam te eer en te verheerlik en om sy koninkryk uit te brei. Die Here seën u. Baie dankie Dani en Marina, Dani vir die bring van die woord. Dat ons altyd sal onthou wat ons roeping is. Ons leef nie net vir vandag vir onsself nie. Ons leef omdat die Here vir ons 'n ruimtes oopgemaak het met sy eie intog in Jerusalem, sy kruisiging, sy opstanding in die lewe. So mag dit ons ook inspireer. En dan is ons saam met julle steeds opgewonde oor julle bediening waartoe die Here geroep het. Ons as gemeente het gert nou 1 of 2 jaar wat ons boeke betrokke was by die boeke insameling. 2 keer tydens Pinkster wat ons insamelings gehad het om juis hierdie kinderkraans sonnaarskoolboeke, kinderkerkboeke te finansier en ons is dankbaar dat julle ook deel het daaraan dat die evangelie versprei word in Thailand.
Jy het nou net gepraat van die verlede is verby en die toekoms weet ons nie, ons het vandag. Maar ek waardeer dit net sommer so op my hart kom lê nou van 'n history. Ons kan baie maklik terugkyk en sê okay, dis maar net wêreldgeskiedenis. Wat toekoms, dit weet ons nie, maar dit sal ook deel wees van history, van geskiedenis op die einde. Maar dat ons altyd so onthou, his story. God skryf sy verhaal al in Thailand deur julle in daardie plekke waar julle bedien. Stuur asseblief vir ons liefde en groete. Ek het sommer net so net nostalgies geraak toe die foto's verby is om te weet ons was by daardie plekke gewees. Met daardie lidmate het ons kontak gehad. Tyd met ons spandeer. So dit bly in ons hart en dra ons liefde en seën oor aan hulle. Baie dankie. Geliefdes, ons gaan afsluit met die lied, Chris, jy kan nou maar oorskakel, dankie. Met die lied Louder. Daar is 'n lied wat ons nie kan terughou nie. Dit is 'n lied wat uitgesing moet word. En dit is dat God, Jesus en die Gees is realiteit. En dat Jesus lewe. So kom ons staan en sluit ons hier af. There's a shout that breaks through every chair.
gee my daar op die lig. Daar's hy. Ja, kom ons gee die Here nog 'n lofoffer. Hy het nie al die lof al die eer. Mag ons Hosanna van vandag, ons Hosanna bly, al stap ons saam met Jesus ook die lydensweg tot by Vrydag. Vrydag kom, wat het die pastoor gesê, wat staan by Jesus kan. Volgende Sondag vier ons verder fees en lewe. Vir die week mag die Here vir jou ryklik seën en naby wees, ontvang dan ook sy seën. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra in tye as dit moeilik gaan in jou lewe. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees. Vandag, môre en tot in ewigheid. God se mense sê hierop. Amen. Blessings. As jy 'n koffietjie wil drink, jy is welkom. Kyk ons saam met Daniël by die naam.